Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle wat vanoggend hier is. Dis baie welkom vanoggend hier in Onderreserveer gemeente. Dis lydenstyd, so julle sal agterkom dat die liedere swaarder is. Dis 2 weke voor Paasfees. Dis die tyd van die jaar wat ons so 'n bietjie ingrawe en nadink oor dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En is 'n tyd wat ons so 'n bietjie stadiger sing amper, as jy so kan sê, en nadink oor dit wat die Here vir ons gedoen het. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend ook. Dit is vir ons regtig lekker om julle hier te hê. Kan ek sien wie's vakansiegangers? Wie's almal hierso of besoekers, vakansiegangers en besoekers? Steek 'n bietjie hande op, ons sien. Daar is 'n hele klompie. Is die enige lidmate ook vanoggend? Baie welkom vir die lidmate wat ook steeds in die vakansie kom. Vriende, dis regtig 'n voorreg. En die kinders wat in die vakansie vroeg opgestaan het om saam pappa en mamma kerk toe te kom, julle is spesiaal welkom, hoor. So lekker dat julle hier by ons is. Dis 'n wonderlike tyd van die jaar. As ek sê, is 'n bietjie swaarder en ons mag nie vergeet dat die lydenstyd herinner ons aan die lyding van die Here. En as ons die lyding van die Here beleef, dan kan ons werklik die verlossing beleef. Die verlossing kom deur die lyding. Maar baie welkom. Net so 'n paar afkondigingkies net. Ek het hier net 'n afkondigingkie gekry wat sê Vrydag 18 April gaan dit nagmaal wees. As daar mense is wat beskikbaar is om te help by die nagmaal. Frida gaan na die tyd daarvoor wees by die tafeltjie waar die nuwe intrekkers altyd is. Gaan net daarna Frida toe en dan gee hulle net julle name daarop as julle bereid is om Goeie Vrydag te help met die nagmaaldienste. Daar's 2 dienste as julle beskikbaar is. Vriende, net so ietsie oor laaste iets oor die bazaar. Ons het die week in ons personeelvergadering gesê ons wil graag die bazaar nou agter ons sit. Dit was heerlik geweest en alles, maar ons wil nou fokus op die lydenstyd en daarmee wil ons vanoggend sommer net weer sê dankie. Ek het daar in die hartklop 'n beriggie geskryf en gesê dat ons skoonwins na al die aftrekkings was 404.689. En dis geweldig baie geld in ons tyd. En ons moet nooit perspektief verloor nie. Ons moet nooit in 'n ding kom wat ons voel ons moet elke jaar meer en meer en meer kry nie. Ek sê gister vir iemand, dis is wanneer iemand vir jou hierdie jaar R100 gee vir jou verjaarsdag, en volgende jaar gee hy vir jou 200 vir jou verjaarsdag en die jaar daarna verwag jy kry 300. Mens kan nie. 'n Geskenk is 'n geskenk, genade is genade, né? En ons sê vir die Here dankie vir hierdie groot genade om dit te kon doen. Binnekort sal die verslaggies by elke stalletjie wees om vir julle te sê hoe dit gegaan. En dan, julle sal sien die wanneer op die bord, dis Paastyd. Paastyd 2025 van 14 tot 16 April. Dis volgende maandag, nie môre nie, môre oor 'n week. Dan begin ons met die stasies van die kruis. Hier oral op die terrein, in die verskillende lokale word daar iets ingerig oor die stasies van die kruis. Ek gaan net nou in die erediens ook meer sê daaroor. Ons praat van stilhou plekke op Jesus se pad na die kruis toe. Ons kan praat van momente op die kruispad. Daar word gepraat van die weg van die kruis. Maar daar gaan klomp verskillende dinge wees. In elke lokaal gaan daar iets wees en jy gaan alleen soontoe gaan of jy en jou gesin of jy en vriende wat wil saamgaan. Daar gaan byvoorbeeld by die kruisiging gaan daar 'n kruis wees en daar gaan musiek wees wat speel en daar's 'n stukkie wat jy self deurlees en jy sit en jy beleef dit. En so is daar die verskillende momente van die kruis en ons nooi vir julle uit om dit te kom beleef. Dis van die maandag, die 14de tot die 16de, elke oggend tussen 6 en 9 en in die middag weer van 3 uur af tot 8 uur in die aand. Op jou eie tyd, dan stap jy deur die stasies van die kruis en kom beleef dit. Vriende, en dan saam met dit, as julle sien, daar's klomp ander dienste ook, sê teruggaan na die vorige Nico, jammer daaroor. Op Goeie Vrydag het ons 8 uur en 10 uur het ons paasdienste, Anton hou dit Goeie Vrydag. En dan op die 20ste April, Opstandingssondag, is daar 6 ure diens by die grafplaas hier in Onderreserveer wat Domie Michiel hou. En dan 9 uur hier in die kerk hou ek die opstandingsfees binne in die kerk. Ek nooi vir julle uit. Dit is so groot naweek. Mens mag dit nie laat verbygaan nie. Waar jy ook al is, as jy op 'n ander plek is, gaan beleef dit. As jy ver van 'n kerk af is, soos Weenale, gaan geniet dit en raak stil. Sy het vir ons vertel dat waar hulle ook al is, beleef hulle dit. Gaan beleef dit net daar waar jy is. Vriende, dan wat die opstandingsfees betref net, daar is dit ook dan die datums van die opstandingsdienste. Ons nooi vir julle hartlik uit na dit ook.
Dan 'n laaste dingetjie net, vandag moet daar 2 goed in die diens gebeur. Dis lydenstyd, ons dink aan die lyding van die Here. En terselfdertyd het ons vandag 'n klein babietjie wat ons kom doop. En vanoggend welkom sê aan die familie van die doopeling, almal wat vanoggend hier by ons kuier, wat saam met die familie hier is vir die doop van klein Ella Marie. Baie welkom. Vriende, ek wil vir ons die kers aansteek, en as ons die kers aansteek, dan onthou ons weer dat Jesus aarde toe gekom het om God se lig na die wêreld toe te bring. En dat niks of niemand ooit hierdie lig kan uitdoof nie. Dit wat gebeur het gebeur. Jesus is gebore, Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan, Jesus het opgevaar na die hemel. En toe hy opvaar na die hemel, sê hy, nou stuur ek vir julle is die lig vir die wêreld. Ons sit vandag hier, ons is sy lig, ons moet sy ligte wees in die wêreld. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie vir al die besoekers wat saam met ons hier is, vir die lidmate, vir die doopfamilies wat by ons kuier. Here, baie dankie vir die voorreg om dit vanoggend ook te kan doen. Dankie dat ons kan bymekaar kom. Here, dat ons kan sing, dat ons kan bid, dat ons kan gesels, dat ons kan nadink. Here, vir alles wat ons vanoggend hier kom doen. En ons sal vra dat al die dinge wat hier gebeur, U goedkeuring sal wegdra. Ons sal vra dat U verheerlik sal word deur alles wat gebeur. Here, U het deur U Gees hier in ons kom bly, hier by ons kom bly. U is vandag binne in hierdie gebou. U is binne in ons harte. U is binne in ons liggame. U is in ons gedagtes. Here, U is oral. En vandag wil ons hier voor U kom buig en ons wil vir U die eer bring, soos wat hierdie woord sê dat dit 'n erediens is. Ons wil U kom eer. U die skepper van ons lewe, U die verlosser, U die een wat hierdie wêreld verander en nuut maak en stukkie vir stukkie vat na die punt toe waar U wil hê dit moet wees. Here, ons buig vanoggend as gemeente, as besoekers, as mense hier voor U en ons wil aan U al die eer bring, U groot maak omdat U God is. Mag alles wat ons doen vanoggend vir U aanneemlik wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Baie dankie vir ons dienswerkers vir die opneem van die dankoffers en dankie vir elkeen van julle wat bydra ook en iets
bydra vir die gemeente en ons dienswerk hier. Vir die klein maatjies wat hier is, net sê dat iemand het eendag gevra, waarom het Jesus gesterf aan die kruis? En toe het 'n groot teoloog gesê dat wat gebeur het is sê dat iemand het vir Jesus gevra hoe lief is hy vir die wêreld. En toe steek hy sy hande uit en hy steek dit so ver uit soos hy dit kan uitsteek en hy sê so lief is ek vir die wêreld. En toe spyker hulle sy hande aan die kruis vas. Vriende, dis die simbool van die kruis. Die simbool van die kruis is dat Jesus sy hande uitsteek na die wêreld toe. En as hy sy hande uitsteek na die wêreld toe, na elkeen van ons toe, dat hy so vasgespyker word aan die kruis. Kom ons sing vanoggend oor hierdie liefde van die Here. Ons begin met 'n kinderliedjie wat sê die liefde van Jesus is baie groot, baie diep, baie wyd. En ons sing dit sommer uitbundig. En daarna sing ons God is liefde en groote God aan U die eer. Kom ons so bly so staan vir al drie hierdie liedjies. Ons maak regtig die Here groot. Ons sing van sy liefde.
Dankie, sit gerus, hoor. Ja, ons is vandag so bevoorreg om 'n klein babietjie te kan doop. Ons is 'n reuse voorreg om dit te doen. En ek wil graag vra dat die doopouers hier voorkom staan, Andre en Selmarie. Julle kan sommer by die doopfonds staan. Nou vriende, vanoggend gaan ons net nou vir klein Ella Marie ontmoet, as ons net nou vorentoe nooi. Ek gaan heel eers die doopformulier lees. Baie welkom vir julle en julle familie. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Die Here sê hierso, hy sluit 'n ewige verbond met sy kinders. In die Ou Testament gee die Here vir ons die tekens van die besnydenis en van die Pasga. In die Nuwe Testament kry ons splinter nuwe tekens van die doop en van die nagmaal. Voor sy hemelvaart het Jesus vir sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons het hierdie week toe ons saam is gesê dat as jy hierdie stukkie kronologies verstaan, as jy verstaan jy moet eers disippels maak en dan doop en dan leer, dan vra jy vir jouself, hoe maak jy iemand 'n disipel sonder dat jy hom leer? Want die leer is deel van disipel maak. So dis nie een of ander kronologiese proses nie. Die Here stuur sy disipels en hy sê gaan maak disipels. En hoe doen julle dit? Julle doop mense, julle leer hulle, julle lei hulle na die Here toe. En daarom is dit vandag vir ons 'n voorreg ook om 'n klein dogtertjie te doop wat deur pappa en mamma geleer moet word om 'n disipel van Jesus te wees. Dis wat dit beteken. Dis julle groot roeping vandag, is dat julle vandag sê, Here, ons gaan haar 'n disipel van U maak. Wat sê die doop? Baie keer dink mense dat ons met die kinderdoop sê ons dat die doop red, kinders wat gedoop is gered. Dis alles behalwe waar. Ons sê 7 dinge van die doop en dit is so belangrik om dit te hoor. Ons sê dat dis wat die doop vir ons sê. Die doop sê dat ons en ons kinders, pappa en mamma en Ella Marie, kan slegs in die koninkryk van God ingaan as hulle wedergebore word. Net 'n pappa en 'n mamma en 'n kind wat wedergebore word, kan in die koninkryk van God ingaan. Dit sê ons vandag met die doop. In die tweede plek sê ons dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel hê aan al die voorregte van die verbond. Die verbond is nie net vir groot mense nie, verbond is ook vir kinders. Dis wat so spesiaal is. Die God wat ons aanbid is nie net die God van die oupas en die oumas, nie pappas en mammas nie, maar ook die God van die klein kindertjies en die babietjies. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dis Paastyd. Ons vier dat Jesus aan die kruis gesterf het. Vandag sê ons dat toe hy aan die kruis gesterf het, het sy bloed ook gevloei vir hierdie gesin en vir hierdie klein dogtertjie. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Julle gaan in die tyd wat kom, en julle het al 'n kind, julle gaan net al hoe meer sien, dat ons kinders is nie so onskuldig as hulle lyk nie. As jy vir die kind sê, jy moet dit nie doen nie, dan gaan hulle dit doen. En julle werk as ouers is om vir hulle te help om hierdie natuurlike instink, wat ons eintlik graag die verkeerde dinge doen, om dit te kruisig. Die doop is ook 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en verplig ons om ons lewende lidmate te leef. Julle moet getrou wees in die kerk, getrou inskakel en sorg dat sy ook getrou by die kinderkerk kom en daarvan die Here kan leer. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dan die 7de een, dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Is dit nie een van die lekkerste dinge in die wêreld om 'n klein kindjie groot te maak en te sien hoe die Here meer en meer gestalte in sy lewe kry? En dis wat so mooi is.
En ons het al groot kinders het, ons is selfs nog nie klaar daarmee nie. Ons is steeds nog besig om mekaar te vorm en mekaar te slyp. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af in sy verbond met gelowige ouers insluit. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar ouers tot geloof gekom het. En daar seker omtrent 8 voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament. Al verstaan kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem. Dan die laaste vraag, waartoe verplig het vir julle as ouers? Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en die eise van die genadeverbond in te lig. Ons moet vir hulle vertel daarvan, vertel wat het ons beloof, wat vra die Here. Ons moet 'n voorbeeld vir hulle wees in die uitlewing daarvan. Pappa en mamma moet so leef dat Ella Marie die Here regtig in julle huis kan sien en beleef. En dan sê die derde ene, ons moet hulle oproep tot die toeëiening van God se beloftes. Ons as ouers moet gereeld vir ons kinders van kleintyd af vra, my kind, is jou hartjie met die Here reg? Het jou lewe vir die Here gegee? Behoort jy aan die Here? En ons moet van kleintyd af moet ons as ouers dit ook vir hulle vra. Nou ja, ons gaan nou geleentheid gee dat Ella Marie ingebring word voordat ek vir julle gaan kans gee om te antwoord hierop. Ons luister die lied wat speel. Ja, hier sien julle nou vir Ella Marie en dan gaan ek fotootjies op die skerm wys terwyl ons nou besig is. Julle moet op die volgende vraag antwoord as ouers. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ja, sy sê ja. Bely julle dat die leer van die Ou Testament en die Nuwe Testament en wat ook in die belydenisskrifte van die kerk vervat is en in die kerk geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is. Met ander woorde, bely julle dat julle lewe, julle hou vas aan die Bybel saam met julle kinders. In die derde plek beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hardop julle antwoord? Wonderlik. Ek wil graag vra dat julle nader staan hierso waar Ella Marie gaan doop en ek wil vra as al van die familie is wat jy wil kom bystaan, is julle welkom om hier te kom staan. Julle is welkom om hier agter hulle te kom staan as ons doop, as julle naby wil sien, baie welkom. Sommige dit sal lekker wees. Ja. Goed. Ella Marie Pieterse, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons maak oogies toe. Here, baie dankie dat ons vandag vir klein Ella Marie hier kan doop. Dankie dat ons vandag hier kan mekaar herinner dat U ook kinders insluit in U verbond. Nie net groot mense wat dink hulle verstaan nie, maar ook kinders wat weet hulle verstaan nie of wat dit nog nie eens weet nie. Dankie dat U aarde toe gekom het om aan die kruis te sterf vir groot mense en vir kinders, vir babietjies. En dankie dat U vandag hier vir 'n pappa en mamma sê, ek sluit julle kind in die verbond wat ek met julle het. En ek is vir julle kind net so lief soos vir julle. Here, en ons vra dat U vir pappa en mamma die genade sal gee om haar so groot te maak dat sy van kleintyd af geen ander God sal ken as vir U nie. Dat sy van kleintyd af vir U sal volg en agter U sal aanloop. En dat daar 'n dag sal kom wat sy hardop voor al die mense sal sê, ek behoort aan die Here. Ons bid vir genade vir hierdie gesin, vir pappa en mamma, vir Boetie, vir Ella Marie. Ons dank U vir U groot genade vir elkeen van ons in Jesus se naam.
Amen. Nou is 'n graag vir Ella Marie hierdie Bybel gee. Hier's 'n Bybel wat sê hier's haar doopseël voorin, wat sê ons verklaar hiermee dat sy gedoop is op 6 April. En sal graag dit vir haar saamgee dat julle vir haar elke aand uit die Bybel uit sal lees. Baie geluk vir julle en baie seën. Bly so staan, ons sal vir julle 'n lied sing. Vriende, kom ons staan en ons sing vir hulle, of kom ons sit, anders kan almal nie sien nie. Kom ons sit en ons sing ons hierdie liedjie wat sê Jesus vat sulke klein kindertjies en hy maak van hulle sy briefie vir die wêreld. Kom ons bly so sit. Skryf baie dankie vir julle. Julle kan gerus gaan sit. Dankie en baie seën vir julle. Vriende, die Nuwe Testament vertel vir ons dat daar staan 2000 jaar gelede staan daar 'n kruis geplant op Golgotha. Maar net 'n entjie van daar af buite die stad is daar ook 'n graf wat leeg is. En dan sê die Bybel vir ons, daar's nie net 'n kruis en 'n graf nie, maar daar's 'n troon in die hemel, waar dieselfde Jesus wat aan die kruis was en die graf was, waar hy op die troon by die Vader sit. En voor die troon eendag gaan die bruid staan, die kerk, die liggaam van die Here. Kom ons bly so sit as ons vandag die Nuwe Testament opsom met hierdie 4 verse van hierdie mooi lied.
Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Die 2020 vertaling sê dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat vandag hier sit, wat in hom glo, en wat hulle lewens vir hom gegee het, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Vriende, dit bly onverstaanbaar, dat Jesus vir ons sterf, soos die Bybel sê, toe ons nog sondaars was. Ons sluit af met die laaste lied wat sê, above all powers, bo alles. Dit bly onverstaanbaar. Ons sing dit in aanbidding. Kom ons sluit die oë. Ja Here, dit bly vir ons onverstaanbaar dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Dit bly vir ons onverstaanbaar dat U lewe gee vir ons. Maar dankie dat U gesterf het, dankie dat U gelei het vir ons. Here, ons vra dat U vandag het ons praat as ons uit die woord lees en dat ons vandag in hierdie baie bekende stuk wat ons al so baie gelees en gehoor het, dat daar iets sal wees wat in ons hart kom vassit. Ons vra dit in Jesus se naam, deur die werking van die Heilige Gees hier tussen ons. Amen. Vriende, ons lees vandag uit Matteus, hoofstuk 26. Matteus 26, die gedeelte waar Jesus in die tuin van Getsemane is. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na sy disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want die vaak kon hulle nie hulle oë oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na sy disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog, die uur het gekom. Die seun van die mens word aan die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby.
Sal ook sien dat daar het gestaan dat hierdie gedeelte kom ook voor in Markus 14, Lukas 22 en dan net 2 versies in Johannes 18. So ons kyk vandag na hierdie gedeelte, maar ons neem ook in ag wat die ander evangelies hieroor skryf. Want elkeen gee vir ons 'n bietjie inligting. So vertel byvoorbeeld die een evangelie vertel nie dat dit 'n tuin is nie, maar sê net dis Getsemane, terwyl Johannes byvoorbeeld vertel dis 'n tuin. En so kan ons die prentjie meer volledig kry as ons vandag oor hierdie gedeelte gesels. Ons tema vandag is die dag toe God vir sy eie seun nee gesê het. Die dag toe God vir sy eie seun nee gesê het. Vriende, ons praat van die stasies van die kruis. Baie lank gelede, met die pelgrimstogte wat daar was, het die gebruik ontstaan om te sê, wat was die belangrike momente op Jesus se kruisweg? En jare gelede in die Katolieke Kerk van daai tyd het hulle begin praat van die stasies van die kruis. Hulle gesê daar's 14 stasies, daar's 14 plekke op die kruispad wat jy moet raak sien. Nou die van julle wat die film gekyk het, The Passion of the Christ, sal sien dat daai film is gemaak volgens daai 14 stasies van die kruis. Omdat Mel Gibson self ook uit die Katolieke Kerk uitkom. Dis 'n baie mooi gebruik om te sê, maar wat is die belangrikste momente op daai kruispad? En dis wat ons oor 2 weke ook gaan doen. Ons gaan 9 van daai 14 punte op die kruispad gaan ons vat en ons gaan sê, maar kom ons staan net vir 'n oombliekie bietjie stil in die tuin. En ons staan stil voor Pilatus, en ons staan stil by die kruis en by die graf. En so gaan ons verskillende momente beleef. In die gereformeerde kerke deel ons die stasies so bietjie anders in, en daar sien julle die stasies van die kruis. Daar is die eerste 7, Jesus in die tuin van Getsemane, Jesus word deur Judas verraai en gearresteer, Jesus word deur die Sanhedrin veroordeel, Jesus word deur Petrus verloon, Jesus word deur Pilatus geoordeel, Jesus word gegesel, Jesus neem sy kruis op. En dan sê hulle sien die volgende is, Jesus word deur Simon gehelp om sy kruis te dra. Jesus ontmoet die vroue van Jerusalem. Ekskuus, ek blaai nou te vinnig. Jesus is gekruisig, Jesus beloof sy koninkryk aan die goeie dief, Jesus vertrou Maria en Johannes aan mekaar toe, Jesus sterf aan die kruis, Jesus word in die graf neergelê. Nou dis die 14 stasies, die 14 punte op die kruisweg wat ons eintlik in die lydenstyd weer moet aandink. Vandag wil ons stil staan in hierdie diens by die eerste moment, of die eerste stasie op hierdie pad, en dit is Jesus in die tuin van Getsemane. Dis 'n gedeelte wat ons baie gelees het, maar waarskynlik is daar klomp dinge wat ons al gemis het ook. Dit was daai donderdag aand gewees, Jesus sou Vrydag aan die kruis sterf. En daai donderdag aand was Jesus in die tuin van Getsemane. Op daai stadium was Jesus 33 jaar oud. Dis jonk, 33 jaar oud. Agter hom lê 'n moeilike week. Dit was nie 'n lekker week gewees in Jerusalem nie. Hy het gesê die tempel gaan afgebreek word. Hy het gesê die vyeboom wat nie vrugte dra nie gaan uitgekap word. Hy was in 'n stryd gewees met die Fariseërs. Dit was nie 'n lekker week nie. En heelpad weet hy wat lê voor. Hy weet van hierdie geweldige moeilike naweek wat donderdag aand begin. En nou lees ons die donderdag aand dat Jesus saam met sy disippels daar in die bokkamer is in Jerusalem. En daar in die bokkamer is hulle besig om 'n klomp dinge te doen. Ons lees dat heel eers het Jesus sy disippels se voete gewas, Johannes 13. Het hy een vir een gegaan en selfs Judas wat toe nog by was, Judas se voete ook gewas saam met die ander. En nadat hy hulle voete gewas het hulle saam die nagmaal gebruik, het hulle saam die brood en die wyn, die Pasga eintlik gevier. En terwyl hulle die Pasga vier, het Jesus gesê dat hier begin 'n nuwe bedeling. Hierdie brood en hierdie wyn gaan van hier af na iets nuuts wys, na sy liggaam en sy bloed. Die betekenis verander. En dis tydens hierdie byeenkoms wat Judas uitstorm, wat hy gaan om Jesus te gaan verraai. En dan 'n baie mooi versie wat ons nie altyd raak sien nie, is dat nadat Jesus se disippels in die bokkamer was en Judas het uitgestorm, daar staan daar dat Jesus en sy disippels die loflied gesing, die Hallel het hulle gesing. Psalm 113 tot Psalm 118. So ek dink een van die dinge wat die disippels vir altyd sou onthou was daai laaste keer wat Jesus saam met hulle daar in die bokkamer gesing het.
En dan as hulle klaar is in die bokkamer, dan beweeg hulle oor die stad Jerusalem, dan beweeg hulle oor die spruitjie, daar is die paadjie, daar is die Kedronspruit en hierdie is 'n berg. Dan beweeg hulle oor die Kedronspruit en hulle gaan na daai bergie toe, die Olyfberg. 'n Berg wat vol olyfboompies geplant was. Die Olyfberg was so plus minus 15 tot 20 minute van waar Jesus hulle waarskynlik saam was in die bokkamer. So 15-20 minute wat hulle gestap het tot om by die onderkant van die Olyfberg te kom. Volgens berekening sou dit ongeveer so tussen 10:00 en 11:00 die aand gewees het toe hulle aankom. So sien jy in julle kop 'n prentjie van Jesus wat by die tuin van Getsemane kom en is 'n pikdonker tuin. Dis hoe dit gelyk het daai aand. Nou die tuin van Getsemane lyk vandag so. Ons sien al die olyfboompies daar, is 'n tipiese olyfboord. Hierdie hele berg was eintlik so vol olyfboompies geplant gewees en daar was klompe plase, klomp olyfboompies, mense wat met olywe geboer het daar. En dan so aan die onderkant van hierdie olyfboord, nes jy oor die Kedronspruit gegaan het aan die onderkant, was daar 'n spesifieke plek gewees waar die olyfpars gestaan het. En almal hierbo wat met olywe geboer het, so olywe is hier onder by die olyfpars, is dit uitgedruk, is hierdie olywe in hierdie pars gegooi, en dan is hierdie olywe gepars, tot hierdie olie uit dit uitgekom het. En daarom, Getsemane beteken die plek van die olyfpers. En nou lees ons dat Jesus en sy disippels gaan na hierdie plek, toe die plek van die olyfpers. Dis in hierdie tuin waar Jesus en sy disippels gaan bid. En dis in hierdie tuin waar die mees intiemste 3 gebede seker van alle tye gebid word. Die mees intiemste gebede tussen die Seun en sy Vader. En waarvan ons nie baie weet nie, behalwe die 3-4 reeltjies wat vir ons opgeskryf is, omdat niemand by was nie. So ons weet van 'n uurse gebed het ons eintlik net 1 of 2 reeltjies. Die res weet ons nie. Ons weet net daai bietjie wat die disippels op 'n afstand kon gehoor het, om te sê dis waaroor dit gegaan het. En vandag wil ek graag saam met julle 'n bietjie gesels oor dit wat hier in die tuin van Getsemane gebeur het. En ek wil vandag 6 dingetjies uit hierdie gedeelte uithaal. Die eerste een is dat daar was 'n dag toe Jesus doodbang was vir dit wat voorgelê het. Klink snaaks om dit te sê, né? Daar was 'n dag toe Jesus doodbang was vir dit wat voorgelê het. Markus 14 vers 33. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Ek voel doodsbenoud. Vriende, dis Jesus se eie woorde. Lukas 22 staan daar, hy het in doodsangs geraak en hy het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Weet jy, die maklikste sin in die wêreld is om vir iemand te sê, Jesus het vir jou gesterf. Dit klink so maklik, so vinnig, so eenvoudig. En as ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons dit was nie so maklik en so eenvoudig nie, dat voordat Jesus moet gaan sterf, voordat hy die lydensbeker moet drink, dat hy in doodsangs is, dat hy so bang is soos hy in sy hele lewe nog nie was nie. Dat ten spyte daarvan dat hy God en mens is, ten spyte daarvan dat hy weet van die opstanding wat kom, dat hy op daai oomblik hierdie doodse angs beleef. En dit wys maar net weer vir ons hoe volledig het Jesus mens geword. Jesus het so volledig mens geword, dat hy dieselfde menslike emosie wat ons ervaar, baie keer in ons lewe, dat hy op daai stadium dit ook ervaar. Miskien het jy al iets van hierdie doodsangs ervaar, waar jy in 'n dokter se spreekkamer sit en hy vir jou die nuus gee. Miskien het jy al iets van hierdie doodsangs ervaar langs 'n hospitaalbed, waar jy sit en hierdie persoon wat jy so lief is voor, sterf hier voor jou oë. Dalk het jy al hierdie doodangs beleef waar jy laatnag wakker word en jou kinders is nie by die huis nie. En jy bel en jy kry hulle nie in die hande nie. En hierdie angs wat jy vir niemand kan beskryf nie, van waar is my tiener, waar is my kind? Kom kry ek hom in die hande nie. Ek dink is baie keer as jy aan kinders dink, is die doodsangs daai gevoel wat mens baie keer kry voor 'n groot eksamen, wat jy baie keer voel, maar ek is so bang vir die eksamen. Ons almal ervaar baie keer oomblikke van doodsangs. As ek hierdie gedeelte lees, dan sien ek hoe dat Jesus hierdie doodse angs ervaar het. 'n Tweede ding wat ek in die gedeelte raak sien, is dat Jesus het gaan bid oor dit waarvoor hy bang was.
Toe hy hierdie doodse angs ervaar en hy's so bang vir alles wat voor lê. Toe gaan hy na die tuin toe en daar in die tuin los hy die disippels op 'n punt agter en hy gaan praat met sy Vader en hy gaan vertel vir sy Vader van hierdie doodse angs in sy hart. Hy vertel vir die Vader hoe bang hy is vir dit wat voor lê. Die ou dominees het altyd gepraat van 'n helle angs. Ek dink nie daar's 'n beter woord om dit te sê nie, 'n helle angs. Ons almal kry baie keer oomblikke van helle angs. Wat doen 'n mens met daai oomblikke in jou lewe wat jy regtig so bang is? Wel, Jesus leer vir ons, jy gaan na jou Vader toe en jy gaan praat met die Vader soos wat 'n kind met sy Vader praat. As Jesus in hierdie gebed met sy Vader praat, dan gebruik hy die woorde Abba. Hy sê eintlik vir sy pa, soos wat 'n klein kindjie vir sy pa sê, kom hy eintlik sê Pappa, ek is dood bang. En dis reg as ons dit vir die Here sê. Dis reg as ons met tye in ons lewe wanneer ons so bang is, dit heel eers vir die Here sê, Here, ek is so bang. 'n Derde ding wat vir my in hierdie gedeelte so mooi is dat as Jesus daar gaan stil word, as hy na die tuin toe gaan, dan vat hy vriende saam met hom. Ons lees dat hulle was in die bokkamer gewees en nou weet hy wat kom. Hy wil met sy Vader gaan praat oor hierdie angs wat groter en groter word in sy hart. Wat doen hy? Hy vat die 11 disippels wat oor is, vat hy saam met hom na die tuin van Getsemane toe. Hulle saam oor die pad in die tuin, by die olyfpers. En nou terwyl hulle daar is, los hy hulle agter, 8 van hulle, en vir 3 van hulle, vir Petrus, Johannes en Jakobus sê hy, kom julle saam met my, ons gaan nog bietjie verder. En dan gaan hulle nog bietjie verder. En dan op 'n sekere punt dan kom hy, dan staan daar en hy het van hulle af so ver gegaan soos hy met 'n klip kan gooi. Dis sommer net die ander kant. Dis so ver hy dan gaan. Vriende, mense het vriende nodig wat in jou benoude oomblikke saam met jou bid en saam met jou waak. Dis nie nodig dat die hele gemeente van mense diepste geheime weet nie. Dis nie nodig dat almal in die familie of almal in mense vriendekring of almal in jou kantoor weet wat is hierdie groot nood wat jy met jou saamdra nie. Almal gaan in elk geval nie ewe intens bid daarvoor nie. Maar ek dink elkeen van ons se lewe is daar hierdie 2 of 3 of 4 vriende wat jy voel, dis die ouens wat ek saam met my vat wanneer ek by daai oomblik kom wat ek doodsbenoud is. Dis die ouens wat ek gaan bel en sê, bid vir my, ek het nou nodig dat iemand vir my bid. Dis daai ouens wat die pad saam met jou loop. Ja, en partykeer raak hulle aan die slaap. Ons almal moes al saam met 'n vriend waak en ons het aan die slaap geraak. Ek voel partykeer so skaam daaroor. Ek het al so baie keer wanneer ek eintlik vir iemand moes bid ook aan die slaap geraak. Ek het baie keer ook wanneer ek 'n uur moes waak saam met iemand, nie 'n uur gewaak nie, gebid en aan die slaap geraak. Maar ons het sulke vriende nodig wat daai pad saam met ons loop. Dan 'n vierde ding wat ek hier raak sien is, daar was 'n plek gewees waar Jesus en sy disippels gereeld gebid het. Want dis 'n woordjie hier wat dit vir ons weggee. Hier staan in Johannes 18 vers 1 tot 2 staan daar, nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die Kedronspruit gegaan. Daar was 'n tuin en hy en sy disippels het daar ingegaan. Judas, sy verraaier, het ook die plek geken omdat Jesus en sy disippels dikwels daar gekom het. Judas weet waar Jesus sal heen gaan want Judas het vir Jesus geken en hy weet dat Jesus en sy disippels het baie keer in hierdie tuin gekom. Dalk was dit sommer net 'n lekker tuin om in te gaan rondloop. Dalk was dit die plekkie wat Jesus saam met sy disippels gaan rondloop soos wat ons vandag hier langs die see gaan rondloop. Dalk was dit 'n plek waar Jesus se disippels baie keer gegaan het om olywe te koop om te eet of olie te koop. Ons weet dit nie. Maar dalk was dit 'n plek waar hulle gereeld gebid het. Dalk hier tussen hierdie olyfboompies en in hierdie olyfboord wat beslis nie die mooiste boorde op die aarde is nie. Hier tussen hierdie boompies het Judas geweet sal hy vir Jesus kry. Dit sal die plek wees waar Jesus gaan stil wees. Die interessante ding is Jesus gaan soontoe om te bid en hy skryf iemand en sê die verraad begin eintlik binne in Jesus se gebedskamer. Daar waar hy en sy naaste disippels bymekaar is. Dis daar waar die verraaier aankom om hom te kom verraai. Maar dan is dit belangrik dat mens weer onthou wat beteken die woord Getsemane. Getsemane beteken die plek van die olyfpers, die plek waar die olyfolie uit die olywe uitgepers word. Die plek waar die gewone dinge verander word in buitengewone dinge. Die plek waar ons die gewone olywe vat en dit pers en die skoonste, mooiste olyfolie daar uitkry. En dis waarvoor Jesus juis hier in die tuin van Getsemane is. En dis waarom hy en sy disippels na hierdie plek toe kom. 'n vyfde ding wat is opval in die gedeelte is dat Jesus het God vertrou om die beste te laat gebeur.
As Jesus hier aankom met hierdie nood en hy het hierdie bekommernis, hierdie angs in sy hart. Dan kom hy na die Vader toe en hy kom bid en hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. En nou kom dit, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. My Vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. As Jesus met die Vader praat, dan kom hy by 'n punt wat hy vir die Vader sê, hy sê eintlik, Here, Vader, as dit moontlik is dat dit verbygaan. Maar as U wil hê dit moet nie verbygaan nie. As U wil hê ek moet dit drink, dan sal ek dit drink. Wys my wat is U wil. Die mense wat die kommentare skryf sê, hierdie gebed van Jesus is nie 'n moedelose oorgee aan die Vader nie. Dis nie 'n moedelose manier van, okay, daar's nie meer 'n plan nie, ek gee oor nie. Dis om aktief in te val en sê, Here, as U 'n beter plan het, as U iets anders wil doen, as U nie die lydensbeker wil weggaan nie, as U dit nie wil wegvat nie, moet dit dan nie doen nie. William Barclay skryf, hy sê, Jesus went into Gethsemane in an agony. He came out with the victory won and with peace in his soul because he had talked with God. Hy sê, Jesus gaan in hierdie tuin in met hierdie spanning, hierdie angs in sy hart, maar as hy uitkom, is hy vry, want hy het dit vir die Vader gegee. Dis 'n goeie vraag of ons die Here vertrou met al daai seer en met daai angs en bekommernis in ons lewe. Of ons bereid is om hom te sê, Here, ek wil so graag hierdie ding hê, of ek wil so graag hê U moet hierdie ding van my wegvat. Maar nog steeds, ek wil eerder hê U moet U wil doen. Vertrou jy die Here so, vertrou ek die Here so dat ek bereid is om vir die Here te sê, Here, U weet wat ek wil hê, maar ek wil eintlik hê U moet doen wat U wil, want U weet die heel beste. En dan 'n 6de ding in die gedeelte is dat in hierdie gebed het Jesus nie ontvang wat hy vir die Vader gevra het nie. Hy het gevra, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Het die lydensbeker verby Jesus gegaan? Nee, dit het nie. Het Jesus hierdie gebed het God die gebed van sy seun Jesus verhoor? Eintlik nie. Daar was 'n dag wat Jesus nie ontvang het wat hy vir die Vader gevra het nie. Vriende, as die Vader vir sy seun op 'n kritieke punt nee gesê het, dan sê ek vir myself, wie is ek dat die Vader nie ook baie keer vir my kan nee sê vir iets wat ek vir die Vader vra nie? As die Vader vir sy eie seun nee gesê het, hoekom sal hy dan nie baie keer vir my ook nee sê nie? Hy het vir sy seun nee gesê omdat hy 'n baie beter plan gehad het met die wêreld. Hy het vir sy seun nee gesê omdat hy geweet het dat die enigste manier om die wêreld te red is dat sy seun, eintlik hy self, moet sterf aan die kruis. Ons sien nie die hele prentjie nie. Gewoonlik wanneer ons iets vir die Here vra, sien ons maar 'n stukkie van die prentjie. God die Vader sien die hele prentjie. En partykeer sê ons vir die Here, Here, gee vir my hierdie ding, of Here, vat hierdie siekte van my af weg, want ons sien net hierdie stukkie prentjie, my eie lewe, my eie omstandighede. Die Vader sien die hele wêreld en hy sien die hele prentjie raak. En partykeer dan sê hy vir ons, nee, ek gaan dit nie wegvat nie. Ek gaan jou los met dit. Paulus skryf heelwat later, gebruik Paulus hierdie selfde woordjie in Romeine 5 en hy sê dis hierdie soort swaar kry, hierdie soort angs wat op die einde veroorsaak dat ons geduld kry, dat ons karakter bou en dat ons later hoop kry. Selfs Jesus het op hierdie oomblik God se plan nie heeltemal verstaan nie. Ons raak baie keer opstandig en ons wil half tantrums gooi as die Here nie doen wat ons sê nie. Partykeer sê mense dood eenvoudig dat ek het vir die Here dit en dit gevra, hy het dit nie gegee nie, ek glo nie meer in hom nie. Hy het vir sy eie seun nee gesê. En die groot vraag vandag is, hoekom het die Vader vir die seun nee gesê? Wat is die rede? Max Lucado skryf, en Max Lucado som dit so mooi op, hy sê, hy kon nie vir sy seun ja sê nie. Hy kon nie, want hy het jou en my gesien, net daar in die middel van 'n wêreld wat nie regverdig was nie. Hy het gesien hoe jy in een van die riviere van die lewe gegooi word, waarvoor jy nie gevra het nie. Hy het gesien hoe jy verraai is deur diegene wat jou liefhet. Hy het 'n liggaam gesien wat siek word en 'n hart wat swak word. Hy het jou in jou eie tuin van knoesige bome en slapende vriende gesien. Hy het jou sien staar in die put van jou eie mislukking en in die mond van jou eie graf.
Hy het jou in jou eie tuin van Getsemane gesien en hy wou nie gehad het dat jy ooit alleen moet wees nie. Hy wou hê dat jy moet weet dat hy ook daar was. Hy weet hoe dit is as mense teen jou saamspan. Hy weet hoe dit is om die mekaar te wees. Hy weet hoe dit is om tussen twee begeertes verskeurd te wees. Hy weet hoe dit is om die stank van die Satan te ruik. En miskien bovenal weet hy hoe dit is om God te smeek, om van plan te verander en om God so sagkens maar ferm te hoor sê, nee. Vriende, daardie aand in die tuin van Getsemane, toe die Vader vir sy eie seun nee gesê het, het hy eintlik vir elkeen van ons ja gesê. Sy nee sê vir sy eie seun was sy ja sê vir ons. Die lydensbeker kon nie by sy seun verbygaan nie. As Jesus die lydensbeker nie gedrink het nie, dan moes elkeen van ons dit drink. Dan moes elkeen van ons die prys betaal vir elke sonde wat ons ooit op die aarde verkeerd gedoen het. Dan moes ons die straf en die marteling daarvan vir altyd, vir ewig en ewig verduur. En daarom moes Jesus die lydensbeker drink. Daar was net een wat dit kon doen en dit was Jesus. Hy was te gelykertyd God en hy was mens. Hy was self sonder sonde en hy het nie nodig gehad om met sonde voor die Vader te staan nie. Hy kon skoon voor die Vader staan. En omdat hy skoon voor die Vader staan, kon hy met elkeen van ons se sonde en skuld en alles wat lelik is in ons lewens en ons eie mislukkings voor die Vader staan. En kon hy die lydensbeker namens ons drink. En daai volgende dag het hy dit gedoen. Hy het die lydensbeker gedrink wat die Vader gesê het hy moet drink. Hy het die lydensbeker gedrink wat ons moes drink. En daarom sit ons vandag hier. Ons sit hier omdat die Here vir ons vrygekoop het. Ons sit hier omdat die Here namens ons die skuld gedra het en ons is vry om te lewe vir hom. En ek wil vandag afsluit en doodeenvoudig net sê, leef voluit, leef vry, leef dankbaar, leef reg. Die Here het 'n duur prys daarvoor betaal. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan soveel lesse leer in dit wat gebeur het daar in die tuin van Getsemane, daai donker aand tussen die olyfbome, by die olyfpars. Here, dat u gebed daai aand nie verhoor is nie. En dat u die tweede keer en derde keer wat u gebid het vir die Vader gesê het, as dit dan so moet gebeur, laat dit gebeur. En berus het daarby en dit aanvaar het, omdat u geweet het waarvoor die aarde toe gekom het. Dankie dat ons vandag kan vry wees, omdat u gesterf het. Dankie dat ons elke sonde en skuld, en elke stukkie seer kry, en elke stukkie mislukking, en alles wat ons ooit in die lewe gehad het, vandag weer 'n keer agter ons kan sit, afgewas, skoon, vrygemaak, omdat u namens ons die lydensbeker gedrink het. Dankie dat ons kan uitsien na 'n ewigheid saam met u en nie bang is vir die oordeel wat kom nie bang is vir die lyding wat moet kom nie, omdat u reeds die lydensbeker vir ons gedrink het. En dankie dat ons vandag hierdie vryspraak van u weer 'n keer kan vat en kan vashou en saam met dit in ons harte kan gaan leef in hierdie wêreld. Ons dankie daarvoor. Dankie dat u die lydensbeker gedrink het. Dankie dat u gehoorsaam was aan die Vader. Maak vir ons ook gehoorsaam in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lydenslied en dit is 'n lied wat gaan oor die tuin van Getsemane. En nou het ons 'n beter prentjie van die tuin en hierdie liedjie sê Jesus al die angs en smeking daai aand in Getsemane. Dit was so liefdevol bereken om vir elkeen van ons rus te gee. Kom ons staan en ons sing dit saam met mekaar.
Vriende, ek wil net vir julle net herinner dat Ernst Kretschmer se begrafnis of die troostdiens is daai dag voor Goeie Vrydag, daai donderdag, is dit die 17 as ek reg onthou, maar daai donderdag is oom Ernst se afskeidsdiens vir die van julle wat hom geken het. En dan baie dankie vir elkeen wat ook bygewoon het vandag. Dankie vir almal wat tydens hulle vakansie kom saam kuier het en nadink het ook. En ons of julle nooi, daar's heerlike koffie en tee in die foyer, in die maalruimte. Julle is baie welkom om saam te kom kuier. Kom ons sluit die oë en ons bid vir die seën van die Here. Na dit gaan ons die seënlied sing. Here, hier waar ons vandag staan, wil ons hande oopmaak. Ek wil vir elkeen van julle nooi om net jou hande so oop te hou. Here, en ons wil vra dat U vir ons sal seën. En ons wil graag U seën ontvang. Ons wil graag U seën vandag kom toeëien vir ons lewe as U dit vir ons gee. In Jesus se naam. Amen. Kom ons seën mekaar met die seënlied.